Goeiemôre julle. Vanoggend die Here my wakker gemaak met 'n baie kontroversiële boodskap en ek het myself gesê, dit gaan baie mense ontstel. Maar toe sê die Here net vir my daarso, jy was nog jou hele lewe lank uitgesproke mens en vir mense net gesê wat jy wil. Groot nie ek het jou so gemaak, maar jy wou 'n video vanoggend doen oor vrees wat jy môreoggend gaan doen, het ek gesê, maar vandag wil ek hê jy moet 'n video maak, staan vas, moenie beweeg sonder my nie. Dit is belangrik mense, staan vas, moenie beweeg sonder my nie. Deur die jare het my paadjie ook maar gekruis met 'n man uit die verlede met die naam van Siede van Rensburg. Hy was 'n besonderse man en het ongelooflike verhouding met die Here gehad. En gedurende die boereoorlog het die Here aan hom ongelooflike dinge openbaar en hy kon die boere uit baie gevaarsituasies lei. Die Here het ook vir hom baie profeseë gegee oor Suid-Afrika wat sy dogter neergeskryf het, wat gaan gebeur, en daar is sekere dinge wat parallel is wat die Here vir my ook gewys het. Dis so ek bevestig het oor sekere dinge, definitief, nie alles nie. Maar daar is mense, spesifieke mense wat hierdie profeseë tot die T volg. Die probleem is wat daar bestaan is dat Sieder het ook in beeldspraak gepraat. En glad nie altyd baie duidelik was nie en die verskillende mense het op verskillende maniere geïnterpreteer. So daar is 'n groep mense wat dit meer onwrikbaar volg en wat hulle die Here volg, die Here van gewys vanoggend. En dan hierdie nuus versprei wat hulle dink gaan gebeur. Dis soos 'n klomp skape wat 'n ding volg wat hulle nie werklik verstaan nie. My vraag is wat die Here op my hart gelê het, wie volg jy? Hou jy vas, hou julle oë op Siener of hou julle oë op my? Dis wat die Here gesê het, hou julle oë op Siener of hou julle oë op my? Staan stil vir 'n oomblik en luister wat ek vir jou te sê het. Nie na ander mense nie. Ek wil by jou as individueel praat. Ek wil hê jy moet los waarmee jy besig is en hoor wat ek vir jou te sê het. Moenie na mense luister nie. Luister wat ek vir jou te sê het. So die Here op my hart gered vir julle moet sê. Nou wil jy sê, maar was Siener nie 'n godsman nie, dat hy nie van die Here gehoor nie. Ek sê, weet jy wat jy sê, Japie? Wat die Here my toe geantwoord het op dit van die vraag wat jy vra, het hy gesê, moenie agter profeseë aangaan waar daar verskillende interpretasies van is nie. 'n Profesie moet altyd bevestig word. Bevestig, so daar's nie een nee nie. Sê nou daar's 4 ja's en 1 nee is dit nie 'n bevestiging nie. Pas op vir media boodskappe wat mense stuur, wat jy vir mense stuur. Media word ongelukkig gebruik om vrees van mense se lewens in te jaag, en dan gebeur daar 'n klein insident, dis wat Siener gesê het gaan gebeur. Dit is nie noodwendig nie. Hou op met slegte boodskappe in die nuus rond te stuur en blindelings te volg voordat jy bevestiging by die Here gekry het of dit die waarheid is. Kry eers bevestiging by die Here, bid daaroor. Mense voor jy dit aanstuur, sê 'n gebedjie op 'n gevoel wat die Heilige Gees vir jou lei wat jy moet doen. Dan die belangrikste van alles is, soek God in alles eerste. Staan vroeg op, spandeer tyd saam met God, soek sy aangesig met alles wat jy het. Hy het vir hierdie spesifieke versie gegee wat ek volgende wil gee, wat kom uit Filippense 4:6 vers 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis nog 'n ding wat die Here op hart het. Verwyder die haat betreffende ander rasse, groepe ook uit jou hart uit. Dit is wat die media sien en klein groepies afneem en dit skep die indruk dat dit almal van hulle is, al die mense dit doen. Die grootste meerderheid, meer as 80% van wil dit nie hê nie. Dis nie almal nie. Want die Here ook vir gesê, die Here het my gewys dat hy ook lief is vir hulle, net soos vir jou. Sy genade is net so groot as oor hulle as oor jou. Stop hierdie rasse haat asseblief, want daar is bitter baie swart mense wat aan die Here behoort, meer as ons groepie wit mense.
Ons is nie spesiaal nie. Ons is nie so spesiaal soos ons dink nie. Israel, kom ek gee vir 'n voorbeeld. Israel, wat God se uitverkore volk was. Die Here het die tempel laat vernietig, soos hy in Matteus 24 voorspel het. En wragtig 70 na Christus het die Romeine gekom, die tempel totaal afgebrand. Die Here het gesê, nie een klip sal op 'n ander een staan nie. En dit totaal, hulle het vuur gemaak teen daai mure. Die mure was met goud oorgetrek en dit het totaal gespel met goud, want hulle al die goud uitkry en die goud het so teen die mure afgehardloop. Elke liewe steen het totaal afgebreek om al die goud in die hande te kry. En toe 70 jaar na Christus, toe is die laaste by Besara van die laaste staat van die Jode gewees en die Here het hulle totaal die nasie se uitverkore volk het hy totaal laat skatter dwars oor die wêreld en eers amper 1900 jaar later in 1947 het die Here wat voorspel dat hulle sal terugbring na die land toe en hulle toe teruggekom in 1947 en hulle die land begin herbou. Dan die Here vir nog hierdie voorbeeld te gee. Ek het so 2 dae terug gelees en hy het gesê jy moet hierdie met die mense bespreek. Jammer dat ek so op my woorde val. Nog 'n voorbeeld is in die boek van Samuel, hoofstukke 4 tot 6. Het Israel oorlog gaan maak teen die Filistyne en hulle het verloor. Want hulle het 'n oorlog gemaak teen die Filistyne omdat hulle so verdruk was deur hulle. Toe voer hulle oorlog teen die Filistyne en Israel verloor toe dit. So, hulle het bevestig vir die Here gevra en stap vir stap wat hulle moet doen nie, hulle was ver van God. Toe besluit hulle, kom ons haal die ark. Dis mos die Here se die ark en want as ons die ark by ons het hulle geglo, sal die ark ons beskerm. Nie God het die ark sal ons beskerm. Die Here sal nie so out of the way gaan wat sy ark is daar. Dis ons trampkaart, het hulle gedink. Wat gebeur toe? Duisende word van hulle doodgemaak. Die twee priesters, Hofni en Pinehas, die twee sonnepriesters word ook in die stryd doodgemaak. Eli en die hoofpriesters kry die nuus oor sy seuns wat gebeur het by die ark, die Filistyne het die ark gevat en hy kry die nuus van sy twee seuns wat dood is. Hy val toe agteroor en hy breek sy nek. Alles het van die rails afgekom. En later het die Here tog die ark teruggebring. Hy het swere gebring oor die Filistyne en later het die ark teruggedra. Julle kan verder lees, dit is 'n awesome storie. Maar wat is die opsomming vir oggend? Jy moet vandag besluit, soos met die ark. Cedar van Rensburg, is dit hy jou trampkaart wat jy tot die T volg? Iets waarvan daar verskillende interpretasies is. Was en gaan jy of gaan jy vir God volg? Dis die groot vraag. Dit is wat hier gebeur het in Samuel hoofstuk 4 vers 6 het ek neergeskryf. Hulle het aan die ark vasgehou en die Here gehoop dat die Here hulle sal beskerm, want die ark hulle trampkaart was. In steede om te hoor wat God vir hulle te sê het en om God te volg. So wat sê die Here vir jou volgende? En jy vir hom vanoggend gesoek. Dis die eerste vraag. Kom ons gesels. En jy die Here vanoggend gesoek. En jy het hom gesels, sy aangesig gesoek. En of het jy besluit om Sinar is 'n man van God? Hy lei ons nasie deur sy profeseë waarvan daar verskillende interpretasies is. Sinar was 'n man van God. Ek stem saam. Sinar was definitief 'n man van God en die Here het definitief nog gepraat. Ek glo dit. Maar is wat sy dogter neergeskryf is reg geïnterpreteer. Mense, weer eens vra ek vir julle, draai na God toe. Hou vas in sy beloftes. Laat die Gees met jou spreek en gaan sit by sy voete. Hy wag vir jou. Hy wil so graag baie dinge met jou deel in gebed. Lees die Bybel. Laat God deur sy woord met jou spreek. En dan laastens het die Here vir jou ook weer gegee. Psalm 91 vir hierdie tyd, vir die spesifieke tyd. Hy sê staan vas. Moenie vrees nie. Al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant. Jy sal niks oorkom nie. Hou vas aan God se beloftes, mense. Daar's wonderlike beloftes vir die Here vir ons in die Bybel het. Sy woorde beloftes bly staan. Moenie staat maak op die ark nie, maar hou vas aan die Here van Psalm 91. Dan nog 'n ding, mense, moenie doodspreek nie.
Spreek lewe. Ek los vir julle 'n link hierbo van wat die Here gister op my hart gelê het ten opsigte van woorde, dood in mens spreek. Jy kan lewende dinge spreek of dood in dinge. Dan sê weer dit summary, ek herhaal weer, moenie sosiale media blindings as 'n feit voort nie. Bid daaroor voordat jy dit doen. En dan vra jy jouself, is dit wat die Here af of bring dit hoop? Ons dien 'n God van hoop, mense, wat vir 'n ongelooflike belofte ons nagelaat het. En mense, sy beloftes bystaan. Ek groet julle in Jesus naam. Amen.